Goed, mense, selfs die wat nou nog wil inkom, kan nie, want ons het die hek gesluit, so ons gaan moet begin. Ons word maar gevra om vanweë sekuriteitsreëls te sluit, so die kosteres het my ernstig vermaan, so ons sluit maar volgens versoek. Goed, hartlik welkom aan elkeen. Dis nie die wegraping wat plaasgevind het nie, daar's 'n klompie mense weg met vakansie, ongelukkig, maar ons probeer wel momentum behou, daarom dat ons vanaand graag verder gaan. Dis vandag al ons 6de geleentheid. Toe ek dit bo aan die opskrif, as 'n opskrif skryf bo my aantekeninge, toe dink ek, ja, dis nou die laaste skepingsdag. Ons is nou by daardie dag. Maar ek hoop ons kan verder gaan na 'n 7de dag toe daarom ook. Goed, kom ons begin, ons lees uit Hebreërs 3. Die wat by die Hebreërs Bybelstudie was, sal weet hoekom ek dit nou lees. Want net dadelik as agtergrond, ons weet waarmee eindig Genesis hoofstuk 1, eintlik dan aan die begin van hoofstuk 2, Genesis 2 vers 2 en 3. Die hele skepping eindig met 'n Sabbat. En dit speel 'n geweldige belangrike rol. Ongelukkig het dit so 'n bietjie uit ons eie teologie uit verdwyn. Dit is eintlik baie hartseer. En dit is ook hartseer dat ons nie vanaand genoeg tyd gaan hê om regtig ook genoeg aandag daaraan te gee nie. Al kan ons net deur vanaand se studie al iets aanvoel van die belangrikheid van die Sabbatsrus en hoekom dit letterlik van die skepping af 'n sentrale plek het, om die waar te sê, die hele uitloop van die skepping eindig in die Sabbat. En ook as ons dan Openbaring gaan lees, weer heel aan die einde van die Bybel, dan sien ons ook in Openbaring 21 en veral in 22, ons gaan hopelik net nou 'n bietjie daarna kyk, kom die rus inderdaad ook weer so sterk na vore. Want uiteindelik is dit waaroor dit gaan. Dis die boodskap van die Bybel, is dat God ons in sy rus wil inbring. Maar goed, daarom lees ons uit Hebreërs 3 vanaf vers 18, waar juis hierdie oproep kom om in God se rus in te gaan, en baie belangrik, dat daardie rus is nie iets van die verlede nie. Dis iets waarmee ons letterlik elke dag, as God met ons praat, is dit niks anders nie as 'n appel om in sy rus in te gaan. En dit is wat die Hebreërs skrywer dan ook hier aankondig, en ons gaan lees tot by vers 11 van hoofstuk 4, dat hy vir sy lesers dan ook sê, die rus is nie iets van die verlede nie, die rus het nie gekom toe die volk die beloofde land ingetrek het, en toe is alles verby, en nou is die rus verby nie. Nee, hy sê, daar bly altyd 'n rus, en daardie rus moet ons bly ingaan. En ja, dan vertel hy ook wat daardie rus is. Kom ons lees Hebreërs 3 vanaf vers 18. Vir wie, behalwe hulle wat ongehoorsaam was, het hy gesweer dat hulle beslis nie in sy rus sal ingaan nie. Ons sien dus dat hulle vanweë ongeloof nie in staat was om in sy rus in te gaan nie. Laat ons daarom versigtig wees, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog bly staan. Dat dit nie mag bly dat een van julle agtergebly het nie. Want net soos aan hulle is die goeie boodskap ook aan ons verkondig. Maar die boodskap wat hulle gehoor het, het hulle nie gebaat nie, omdat hulle nie deur die geloof verenig is met die wat dit gelowig aangehoor het nie. Ons wat tot geloof gekom het, gaan immers wel die rus in. Soos hy gesê het, so het ek in my toorn gesweer, hulle sal beslis nie in my rus ingaan nie. Al was God se werke reeds vanaf die grondlegging van die wêreld afgehandel. Kyk, daar verwys hy na Genesis 1, hè? Hy het immers ergens aangaande die 7de dag gesê, God het op die 7de dag van al sy werke gerus. En in hierdie gedeelte sê hy weer, hulle sal beslis nie in my rus ingaan nie. Aangesien dit dan
bly staan, dat sommige wel daar sal ingaan, hoewel hulle eerste die goeie boodskap gehoor het, vanweë die ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. Bepaal hy weer 'n sekere dag, en dit is vandag, wanneer hy baie later, soos hierbo reeds genoem, deur Dawid sê, vandag as julle sy stem hoor, moenie julle harte verhard nie. As Joshua hulle dan tot rus gebring het, sou hy nie gepraat het van 'n ander dag daarna nie. Joshua wat die volk in die beloofde land ingelei. As dit die rus was waarvan daar gepraat was, dan sou Dawid nie van die rus gepraat het nie, maar Dawid praat nog steeds van die rus, selfs na die intog. Want want wie in sy rus ingegaan het, het self ook gerus van sy werke, soos God van syne. Laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand dalk in dieselfde patroon van ongehoorsaamheid verval nie. Goed, ek sal die voorgaan in gebed, en vra ons ook die Here se seën op ons bespreking vanaand. Here onse God, Skepper, Vader van ons Here Jesus Christus, deur wie U tot by ons gekom het, deur wie U laat sien het, Vader, dat U nooit op 'n afstand van ons bly staan nie, maar dat U juis 'n deelnemer geword het, ook in U handewerke. U het deur U seun mens geword. En ons besef, Vader, dat daardie geheimenis eintlik vir ons te groot is om te verstaan. Maar Here, help ons om ook vanaand dit te oordink, terwyl ons juis besig is met Genesis 1, waar ons sien hoe dat U die eerste keer in U skepping ingekom het, en dat U die gemeenskap met mense daarin gesoek het, om vir mense 'n ewige rus te gee. Vader, wil U ons geopende oë van ons harte gee, dat ons U rus sal omhels, dat ons sal weet U self is ons eindbestemming, en gee dat ons met reikhalsende verlange juis daarna mag uitsien. Seën ons daarom in ons saamwees, verheerlik U self, Here. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Goed, mense, soos altyd, dis nie veronderstel om 'n lesing te wees nie, al weet ek veel meer as wat ek moet, maar laat dit asseblief nie vir julle 'n ontmoediging wees om vrae te vra of opmerkings te maak nie. Dit is vir my die wonderlikste as dit gebeur, wanneer daar lekker dialoog kan wees. Want ek weet, julle het self ook goeie voorbereiding gedoen. Ek hoop julle het so 'n bietjie na die videoetjies kon kyk wat ek gestuur het. Dit vra daarom nie te veel tyd nie, is lekker kort videoetjies. En ons moet nie die waarde daarvan onderskat, bloot omdat dit animasie is nie. Dis baie goeie teologie deur animasie, wat daardie webbladsy vir ons aanbied. Maar goed, ons is terug by Genesis 1, maar omdat alles dis eindig in die skepping in die rus, is dit belangrik dat ons ook verstaan wat Hebreërs van praat, dat daar is 'n rus wat nog steeds bly, waar ons moet ingaan. Ek dink net as 'n inleidende opmerking is dit belangrik dat ons verstaan dat die hele skepping van 6 dae was niks anders nie as 'n voorbereiding vir dit wat moet gebeur op die 7de dag. En dit is 'n ononderbroke, ongesteurde aanbidding en gemeenskap van en met God. Dit is die bedoeling van die Sabbatdag. Dit is die bedoeling van die skepping. God is besig om die ruimte te skep waarbinne die mens hom kan aanbid, waar die mens in veiligheid, in gemeenskap met God kan lewe.
een met God kan wees. Dis wat gebeur in die 6 dae. En op die 7de dag gebeur hierdie geweldige wonder, dat God letterlik self sy intrek neem in hierdie skepping, by ons. Dan kom nooi hy ons uit om in daardie ewige rus met hom te lewe. Dit was die bedoeling van die skepping. Nou, kom ons kyk, hoe het God dit voorberei? Wat is dus die primêre manier, ek gaan nou maar terug na ons werkspapiere wat ek opgestel het, wat is die primêre manier waarop God sy skepping gereed maak vir die rusdag? Ons sien dit in 1 vers 4, 1 vers 6 en 7, ook so vers 9 tot 12. Wat is die manier waarop God hierdie skepping gereed maak? Uit mekaar uit. Skeiding. God, sy skepping hier is glad nie 'n beskrywing van God wat iets uit niks maak nie. Wat hy hier beskryf is, God maak skeiding binne sy skepping om 'n plek te skep waar hy sy intrek kan kom neem. En mense, dit is heel belangrik dat ons, en as ek die vorige keer so klein bietjie daaraan geraak, en ek gaan ook nou net baie kursories daaraan raak, dit is belangrik daarom om te sien, dat die hele lewe van Israel met God, ook wanneer hy sy verbond kom sluit met Israel, by die Sinaiberg, word omvou, word ingebed eintlik, die hele tyd, deur hierdie skeidings wat God kom maak. As God vir Abraham byvoorbeeld roep, dan maak God 'n skeiding. Net as herinnering weer, wat is daai skeiding wat God kom maak? Hy roep hom uit die heidens. Hy gaan haal hom weg uit sy eie mense, heel belangrik. Maar dan bring God hom na 'n land toe, en dan is daar weer 'n onderskeid. Wat is die onderskeid wat God dan maak as God hom in die beloofde land inbring, vir Abraham vir die eerste keer? En wat is daai belofte? Vir jou gaan ek 'n seën maak vir die nasies. So, wat kom doen God hier? Hy maak 'n onderskeid tussen Abraham en die nasies. God kom sluit nie 'n verbond nie. Trouwens, dit is die hele geskiedenis van die Ou Testament, kom herhaal die Here die hele tyd en herinner vir Israel. Met ander volke het ek nie 'n verbond gesluit nie, maar met julle het ek. Want julle moes 'n lig wees vir die nasies. Julle moet tot 'n seën wees vir die nasies. God het daai onderskeid kom maak. Genesis 17 gee hy selfs 'n teken van die onderskeid wat hy maak. En dit is die watter teken? Dit wat die Jode so geweldig op geroem het, want daardeur het hulle gesê, ons is Jode, ons is nie die ander nasies nie. Hulle het baie goed geweet dat God deur daai teken kom skei het, onderskeid kom maak het. En daai teken is die besnydenis. Natuurlik, Genesis 17. Dan word vir die eerste keer die besnydenis ingestel, wanneer God vir die tweede keer die belofte kom herhaal, jou het ek uitgekies en jou nageslag, en daarom word op daardie dag al die seentjies 8 jaar en ouer, die mans tot Abraham in sy gryse ouderdom besny, want hulle moet hierdie een ding weet, God kom maak onderskeid tussen ons en die nasies, met 'n doel. Want hy wil ons, Israel, gebruik tot voordeel, tot seën vir die ander. Maar dit is hoe God die hele tyd besig is, deur onderskeid te maak, deur skeiding te maak, is God besig om sy wil te laat geskied. Ons sien dit wanneer God sy volk uit Egipte gaan haal. Dink nou maar aan die 10 plaae. As jy dalk kan onthou, toe jy nog die laaste keer die hele verhaal gelees het van die plaag, dan kom die eerste plaag. En vir wie tref die plaag in Egipte? Almal? Heel aan die einde, is dit die eerstgeborenes? Ja, dat is al hierdie 10 plaae, maar wie word daardeur getref? Elke keer staan daar, die Egiptenaars word daardeur getref. Nie God se volk nie. Hy maak elke keer 'n onderskeid.
tussen die Egiptenaars en sy volk. Want God is nou besig om 'n nuwe skepping tot stand te bring. Wanneer hy sy volk nou 'n unieke volk gaan maak. So hy maak skeiding. Dink byvoorbeeld, was dit Peter, jy wat nou genoem het die eerstgeborenes? Né? Dink maar aan waar die Paasfees die eerste keer gevier word. Wat Israel vir die res van hulle bestaan sou onthou. Die Paasfees is ook 'n fees van skeiding. Want wat gebeur in daardie nag van die Paasfees? Die engele het verbygegaan. By wie? By die huise wat gemerk word die bloed. En wie was dit? Dit was die Israeliete gewees. Daar's 'n duidelike onderskeid. God gee vooraf vir hulle die teken. Ek maak 'n onderskeid tussen julle en die Egiptenaars. En daarom gee God vir hulle die teken van die bloed, sodat die engel van die dood, sodat God se engel verby sal gaan, want God bly 'n onderskeid maak. Daar waar God onderskeid maak, word die raamwerk geskep waarbinne God sy seën kom gee. Goed, nou vat God sy volk tot by die see, en ons het dit al 'n klomp keer daaraan aandag gegee, en daar om te laat sien dat God regtig 'n nuwe skepping begin met Israel, wat hy nou uit Egipte land uitgelei, bring hy hulle by die see, en voilà, wat gebeur daar? Die water skei weer. Die water skei, sodat daar droë grond is vir Israel om deur te trek, sodat hulle alle moed kan kry op pad na die beloofde land toe. God kom maak die skeiding, daar waar hy skeiding maak, is dit tot seën vir Israel, en wat was die uitwerking op die Egiptenaars? Kan jy onthou? Wat gebeur met die Egiptenaars? Hulle verdrink. Hulle verdrink. Daar waar God daai skeiding kom maak, en waar daar opstand teen hom is, onthou, God het alle geduld gehad met die Egiptenaars. God het alle geduld gehad met die Farao. Onthou julle nog hoe Moses gepleit by die Farao, laat my volk trek, dat hulle my kan gaan ontmoet in die woestyn? Dit is nie maar sommer God wat 'n hemerige God is, wat sy toorn uitstort daar op die Egiptenaars nie. God was uitermate geduldig. Maar hy nie sy hart verhard. So. Okay, dit is ja heeltemal reg, want dit staan inderdaad daar. Die vraag is net, hoe verhard God iemand se hart? Deurdat hy met sy genade na jou toe kom, en jy dit oor en oor en oor verwerp. Dis hoe God. Met ander woorde, is God nou die skuldige? Kom ek maak, ek probeer dit aktueel maak. Mag ek net iets Ja. sê? As ek reg onthou, staan daar by die plan, Farao in sy hart geraak. Dis hier eers aan die einde van die plan, waar daar staan, Ja. God in sy hart geraak. Ja, heeltemal. So, dit pas presies in wat jy sê. Die Farao het sy hart geraak, en hier aan die einde, dan staan hy God in sy hart. Ja, want daar is nie 'n onderskeid tussen die twee nie. Want wat gebeur, wanneer God na jou toe kom, met sy goedheid en met sy genade, en jy dit nie aanvaar nie, wat is die effek daarvan? Jou hart word hard. Jy kan sê, God het dit gedoen, want hy het aangehou met sy liefde. Of jy kan dit omdraai en sê, maar ek het my hart hard gemaak. So albei daai perspektiewe word gegee. So God maak sy hart hard, deurdat hy aanhou om met sy goedheid te kom. Aanhou. Jog man, ons ouens, ons weet dit almal, toe ons nog op hoërskool was, en ons die aandag gesoek het van 'n meisie. Jy hou aan om aandag te soek by haar, totdat sy geïrriteerd raak met jou. Nou, wat het haar hart hard gemaak? Teenoor jou. Dis hierdie aanhou. Jou aanhou. Want eers was jy een wat sy glad nie eens raak gesien het nie, maar nou as sy jou sien, irriteer jy haar mateloos. Want jy het so aangehou met jou liefde, want sy wil dit nie hê nie. Sy stel nie belang nie. Ek verstaan nie. Goed. Jy moet 'n dringende verjongingskuur gaan drink. Ek hoop julle want dis die liefdestaal, dis die taal van die goedheid. Daar waar God goed doen en dit in geloof, in ongeloof ontvang word, daar verhard dit mense.
Jy kry 'n eeld, maar dit kom van God se goedheid wat aanhou en aanhou en aanhou. Dan kan jy sê, dis God wat dit gedoen het, maar waardeur? Deur sy liefde, deur sy goedheid, deur sy genade. Ek wil net iets by dit mag hou. Ek dink ons moet ook versigtig wees om apologeties te wees oor die menslike boosheid. Asof ons vir die Here probeer instaan, dat ons God die skuldenaar maak, soos Paulus in Romeine 9 sê. Wie is jy, o mens, wat God wil veroordeel, of wat God voor die regterstoel wil bring? Die feit dat Farao gedoen het, het hy gedoen omdat hy dit wou gedoen. Dit is die kort in die lang. Dit is nie die gevaarlikste ding wat ons kan gaan doen, is om nou vir God te gaan, die typiese mens van vandag te sê, sien jy die Here, kyk dit doen die Here. Ek dink nie dit is deel van die narratief. Nee, inderdaad nie. Van Genesis. En daarom dat Genesis, in die geval Exodus, is onapologeties. Absoluut. Dit vertel gewoon hoe dit is. Maar ek verstaan 100% jou vraag. Ek het ook al 'n verjaardag gaan worstel. So jou vraag is absoluut nie buite orde of absoluut nie 'n dom vraag nie. Teendeel. Daar's teoloë dik boeke al daaroor gaan skryf het. Dit is weer eens 'n vertalingsding. Ja, As dit letterlik nou soos in Afrikaans daar vat. presies. Dis letterlik waar daar staan. Dan sien jy dit. So ja, ons moet inderdaad versigtig, vertalings het sy eie problematiek. Maar dankie, dit is so relevant. Goed, mense, ek wil net, en ek sal nou dan daarmee ophou, as die volk uiteindelik by die berg kom, om God te ontmoet, Exodus 19, maak God weer onderskeid? Maak hy weer skeiding? Ja? Hulle mag nie naby kom. Hulle mag absoluut nie naby die berg kom nie. Daar word figuurlik 'n grens getrek rondom die berg waarop God nou neergedaal het. Selfs het Moses by God gehoor, selfs as 'n dier uit Israel daai grens oorsteek, daai onderskeid nie honoreer nie, sterf daardie dier. So weer eens, God is die hele tyd besig om onderskeid te maak, en dan dit wat God op die berg vir Moses kon gee, is natuurlik 'n beeld van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Hy kry 'n beeld op die berg van God, van 'n hemelse heiligdom, waarvan daar 'n prentjie gemaak word op aarde. En dit word genoem die tabernakel. Dit is die tabernakel. Binne die tabernakel is daar onderskeid? Kom, noem weer 'n paar. Daar's die heilige, daar's die heilige dinge, heilige voorwerpe, daar's heilige mense. Wat se heilige mense is daar? Daar's die priesters wat die hele tyd heilig is. Dan is daar mense soos ons wat ook by geleentheid heilig kan wees. Wanneer jy jouself reinig om in die tempel te kom. Want jy kon nie daarin gegaan het tensy jy jou nie gereinig het nie. Daar was tye wat mans of vrouens nie daar kon inkom nie. Wanneer kon mans nie daar inkom nie, byvoorbeeld? Want hulle nie gesondig nie, let wel, dit het niks te doen met sonde nie. As jy gemeenskap gehad het met 'n vrou. Sorry maat. Ekskuus tog, Of 'n vrou met 'n of 'n vrou met 'n man. Of as dit daai tyd van die maand is vir 'n vrou. Was dit sonde? Dis nie wat die Here sê nie. Net soos die skeiding wat hy kom maak in Genesis 1, niks te doen het met sonde nie. Dis om ons bewus daarvan te maak dat ons te doen het met 'n God wat heilig is. Jy gaan sien waarmee eindig die hele skepping. Wanneer God het alles wat hy gemaak het kom heilig, sodat dit in sy teenwoordigheid mag kom. Daarom is die belangrikste ding wat enige Christen, enige gemeente, enige kerk mag leer, is hierdie woorde: wees heilig, want ek is heilig. En Genesis 1 leer dit vir ons. Al hierdie onderskeidings het God, soos wat Calvin so pragtig sê, God het met ons kom praat soos met klein kindertjies, met baie mooi
visuele voorbeelde, deur skeiding te maak. Ook in die vertellings kom verduidelik God vir ons, het God vir Israel kom vertel, as julle in my teenwoordigheid kom, moet julle altyd daaraan herinner word, ek is 'n heilige God, en as julle in my teenwoordigheid kom, is ook julle heilig. En mense, ons het hier met heilige goed te doen, ek hoop julle voel dit aan. Ons het, as ons met hierdie goed besig is, hierdie is iets aangrypend, so wat God kom doen is, hy leer ons verstaan, wat beteken dit, om in sy wêreld te lewe. Die aarde behoort aan die Here, en die volheid daarvan, dit behoort nie aan Donald Trump nie, dit behoort ook nie aan Joe Biden nie, en ook nie aan die ANC nie. Aarde behoort aan die Here. En as ons in sy skepping wil lewe, in sy teenwoordigheid, moet ons heilig wees. En daarom, as in Exodus 19, is die eerste ding wat die Here vir sy volk sê wanneer hulle by die berg kom is, ek het julle uitgekies, julle is wat noem hy hulle daar by die berg? Hy gee hulle 'n pragtige naam. Julle is 'n heilige koninklike priesterdom. Julle is mense wat in my teenwoordigheid mag kom. Julle ontmoet my hier by die berg. Julle is 'n koninklike priesterdom. Waaraan herinner die woord koninklik daar? Wat ons in Genesis 1 lees. Pas hy, Genesis 1 vers 26 tot 28. As God vir Adam en Eva skep, dan maak hy hulle konings en koninginne. Ek stel julle aan om te regeer oor my skepping. Dis nog een van die onderskeide, ek wou net nog daarna gekyk het, maar goed, hier is dit nou. Die aap is uit die mou. Dis nog een van die onderskeide wat God kom maak. Dis die onderskeid tussen die diere en die mens. So opvallend dat die skepping van die mens eintlik heel een kan staan van die skep van al die ander dinge. Het gebeur ook op die 6de dag, maar ek wil nie sê as 'n nagedagte van God nie, maar ek wil wel sê as 'n ander gedagte van God. Julle verstaan wat ek daarby bedoel, né? Met ander woorde, die mens is nie maar net, soos wat die bioloog van vandag vir ons wil vertel, ook maar net nog 'n dier nie. Ja, in sekere opsigte, verseker, so laat ons nou nie dit alle dinge gaan kloof hierso nie. Die mens is in 'n sekere sin 'n dier, en tog het God wel vir hom 'n posisie en 'n plek en 'n taak en 'n verantwoordelikheid gegee wat hy vir geen mens gegee, vir geen dier gegee het nie. So ook daar is weer 'n onderskeid. En dan selfs binne die mensdom, as jy God wil dien, is daar 'n fundamentele onderskeid wat jy moet erken. Genesis 6. Het jy gehoor? Fundamentele onderskeid. As jy God wil dien, moet jy erns maak met hierdie onderskeid. Want God is 'n heilige God en hy het mans gemaak en hy het vrouens gemaak. Dis Adam and Eve, not Adam and Steve. Paulus was skryf, sonder heiligmaking sal niemand God sien nie. Presies. Met ander woorde, hoe kan jy ooit die visio Dei hê, net die sig op God, die sien van God, wat juist die belofte is wat Openbaring 22 ook vir ons weer kom gee, wat Jesus vir ons in die bergrede gee, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Dit het alles om hiermee te doen. Ja. En dat het 'n voortgaande proses is, Dallas Willard stel dit so. Sanctification is the Christianizing of the Christian. Ja, is pragtig. Ja. Pragtig. Heiligmaking beteken niks anders as om soos Christus te word. Ja. So mense, daar is in God se skepping onderskeide ingebou. Net vir die verskil tussen heilig en sondig. Goeie vraag. Dis 'n absolute goeie vraag. En eintlik gaan ons daarvoor lang tyd nodig hê, maar kom ons probeer reg doen aan binne
kom ons sê, binne die Ou Testamentiese begrip van heiligheid, is dit in die heel eerste plek nie sondig of nie, is dit nie sonde of nie sonde nie. Ons dink ongelukkig so daaroor, omdat ons geloof geweldig gemoraliseer geword het. Ons kyk na alles op 'n moralistiese manier, en dis jammer, dis hartseer, dis een van ons grootste slaggate waar ons trap. Die eerste onderskeid is doodgewoon, of die eerste verstaan van heiligheid, is doodgewoon die feit dat daar onderskeid gemaak word. God se skepping is heilig, hoekom? Want God het dit so gemaak op 'n manier waar hy skeiding kon maak het tussen die een en die ander. Dis heilig. Dan is daar van sonde nog geen sprake nie. Daarom dat ek doelbewus die voorbeeld ook genoem het, dat 'n man is onheilig as hy gemeenskap gehad het met 'n vrou. Beteken dit dat sondig is? Henry, beteken dit dis sondig as jy met jou vrou gemeenskap het? Is dit sonde? Moet ons weghardloop van seksualiteit? Is dit die lesie van die storie? Asseblief nie, mense. Maar die Here wil wel vir ons sê, hey, jou seksualiteit is ook ingebed in die aanbidding van my. Moet ook nie jou seksualiteit jou God maak. Want dit doen ons ongelukkig in ons tyd. As daar nou een tyd in die geskiedenis van die mensdom is, waar seksualiteit 'n God geword het, is dit ons tyd. Want jy moet die reg hê om jou seksualiteit uit te leef soos wat jy voel jy wil. En as dit Adam en Steve met mekaar is, dan is dit ook goed. Want God het my tog so gemaak, nie waar nie? Sien, dit is wat, nou, belangrik, dus, lang voordat daar sprake is van sonde, is daar sprake van heiligheid. Die feit dat God jou 'n vrou gemaak het en jou man 'n man gemaak het, maak dit 'n heilige verhouding. Maak dit iets heiligs. God het daar 'n onderskeid kom maak. Daarbinne kan ek dit ontheilig wanneer ek dit nie gaan hanteer vir wat dit voorgegee is nie. Goed? Maar daar sou ook in Israel se tyd binne daai verhouding dus ook onheiligheid kon wees. Eintlik word 'n ander woord daarvoor gebruik en dis die woord onreinheid. Nee, want daar is onheiligheid en heiligheid, maar daar is ook reinheid en onreinheid. En om die grens regtig tussen die twee duidelik te gemaak is moeilik. As julle geduldig met my gaan wees, as ons by Levitikus gaan kom, ons gaan Levitikus bestudeer, dan gaan ons in die detail daarvan kom. Want daar werk God dit in detail uit. Wat is die verskil tussen heilig en onheilig, rein en onrein? En wanneer is jy doodgewoon onrein, maar wat niks met sonde te doen het? Gemeenskap tussen man en vrou, die feit dat jy aan 'n lijk geraak het jou onrein gemaak. Hoekom? Hoekom was jy dan onrein? Want dit het te doen met die dood. En jy kan nie in die teenwoordigheid kom van die lewende God, waar daar selfs 'n doodsreuk aan jou is nie. Beteken dit jy het gesondig deur aan die lijk te raak? Dan het al die vrouens wat vir Jesus gaan versorg het, nadat hy van die kruis afgehaal het, dan het al die vrouens gesondig. Maar in Israel, in die wetgewing van Moses, was daai vrouens onrein. En hulle het die beste dinge gedoen op daai tyd wat gedoen kon word. Hulle het Jesus se liggaam gaan versorg. Hoe relevant is dit in terme van die Nuwe Testament? Hou daai vraag vas, as ons by Levitikus kom, dan gaan ons nog verder, want dit is 'n baie belangrike vraag. Dit is 'n belangrike, regtig, dis wesentlik. En ek ons almal vra daai vraag. So dis baie belangrik. Maar terwille van Genesis gaan ek nou 'n bietjie wegskraap daarvan. Ek hoop ek gaan geduldig wees as jy dit gaan verstaan. Goed, mense, as ons dit net kan verstaan, dat God skep 'n heiligdom, deurdat hy skeiding, of noem dit onderskeiding, hoe ons dit ook al, hy gaan maak 'n onderskeid tussen goed. Daar's die water bo die aarde, of bo die lug daarbo. Onthou, dit is hoe die ou mense in die ou nabye Ooste dit gesien het. Dit wat vir ons sien reën as iets wat kom uit wolke uit. In daardie tyd, in die tyd van Moses,
het hulle geglo, net soos wat daar 'n see op die aarde is daar 'n see agter die wolke. En van daaruit kom die water. Dit was hulle wêreldbeeld. Was hulle verkeerd? As dit gaan oor 'n biologie of 'n aardrykskunde of wat se les, ja, dan was, maar dit is nie waaroor die Bybel praat nie. Vanuit hulle perspektief, wou God vir hulle verstaan, ek maak skeiding. Daar is vir my 'n onderskeid. En die een het 'n sekere funksie, die ander een het 'n ander funksie. God kom ken funksies toe. En mense, kom ons kom dus op die manier uit by die groot onderskeid is tussen dag 1 tot 3 en dag 4 tot 6. Op dag 1 tot 3, wat is die hoofding wat gebeur is? Dit wat ons nou nog gepraat het oor die hele tyd. God kom skei. Hy maak skeiding tussen die water onder die aarde, die water daarbo in die lug. Hy maak skeiding tussen die see en die aarde. Hy laat die aarde voorkom en allerlei dinge uitsprei. Dis 'n onderskeid of skeiding van die see. Hy maak, wat 'n onderskeid maak hy nog? Tussen dag en nag. Tussen dag en nag. Kom maak hy. Vir 'n vraag. Ja, wat hy nog steeds. Goed. Wat gebeur van dag 4 tot 6? Dan gaan God terug na dit wat hy nou onderskei het en nou gaan wys hy ook wat is die funksie daarvan. So wat God is in die skepping doen is hy kom maak die skeiding en nou gaan sê hy, nou goed, wat is nou die funksie van al hierdie goed? So daarom die see word dus nou ewe skielik, as ek die Engelse woord mag gebruik, word gepopulate. Waarmee? Met visse en allerlei seediere. So, dit is nou die taak en die plek daarvan. Die aarde, daar kom allerlei plante voort, en daar's diere. God kom gee diere op die aarde. So daar's 'n onderskeid tussen die diere in die see en die diere op die aarde. Dan kom God en hy gee in die lug, gee hy ligte, ewe skielik. Ten minste 3 soorte ligte. Die son en die maan en die sterre. Hulle het funksies. Want daarvolgens gaan nou die dae bepaal word. En hulle, die sterre en die maan oor die nag en die son oor die dag. En God kom maak daar onderskeid en dit is nou die funksie van die son en die maan. Hoe moet ons nou verstaan dat op dag 1 waar nou nog nie son en die maan was nie, daar ook 'n aand en 'n môre was? Anton, as jy die antwoord het, asseblief laat weet my. Ek eerlik, en ek spot nie, ek bedoel eerlik, ek weet nie. Anders as dat ek net wil sê, ons vra daai tipe van vraag, omdat ons dit gaan lees, asof hier 'n stuk geskiedenis vertel word. Die een volg op die ander op die ander. Nie regtig nie. Nee, Maar okay. daai lig in die begin was God se lig. Presies, En presies. daarom kan ek nie verstaan, dat dan moes hy hom onttrek het, dat daar donker kon wees. En weer teruggekom het die volgende dag. Maar sien, hy sê nie, hy sê nie, Maar hier staan, daar was toe donker gewees nie. Al wat hy sê is, dit was aand en dit was môre die volgende dag. So met ander woorde, hy gee 'n ritme aan. Ons moet dit nie nou gaan lees in terme van lig en donker nie, want vir die eerste keer kom daardie funksie kom in wanneer God die son en die maan en die sterre hulle taak nou gaan gee. So ons moenie dit kronologies gaan Dis 'n lees. breek op 'n pauze dus. Ekskuus tog. Dit is 'n breek op 'n pauze. Ons moet interpreteer as iets tog. Dit is 'n onderbreking. Ja, Dit is altyd môre. ja, natuurlik. Daar is met ander woorde 'n bepaalde onderbreking of weer eens 'n onderskeid. Dit was die eerste dag, dan gaan die tweede dag daarna kom. So daar gaan maak God op die manier gewoon 'n onderskeid. Maar die funksie dus van die son en die maan en die sterre word dus eers heel later gegee, dat hulle gaan van nou af dan dien as die tekens wat die onderskeid maak tussen een dag en die volgende dag. Dit is nie so eenvoudig nie, maar ja, ek hoop dit maak so klein bietjie sin. Solank ons net sien, ons lees nie hier 'n stuk geskiedenis wat alles kronologies mooi op mekaar volg nie. Dit is verseker nie dit nie. God is besig om 'n heiligdom te bou in Genesis. Hy is besig om die aarde voor te berei as 'n plek waar hy saam met die mens kan wees. En dit begin
vers 2, Genesis 1 vers 2, waar die gees van God oor die aarde, wat woes en leeg was, gesweef het. Dit begin by God, uit hom. Nou gebeur dit ook deur hom. Hoe gebeur dit deur God? Hoe gebeur die skepping? Deur die woord. Wanneer God sê, laat daar dit wees, laat daar dat wees. Dis uit hom, dis deur hom, en wat is die bestemming van die skepping? Die Sabbat, is vir hom. Kom nou in my teenwoordigheid, kom leef nou in my teenwoordigheid, kom aanbid my tot in alle ewigheid. Dis uit hom, dis deur hom, dis tot hom. Jy sien, die hele Genesis 1 is 'n stuk teologie, dis 'n stuk verkondiging oor wie God is in die eerste plek. Mense, as ons wegstap, nadat ons Genesis 1 gelees het, en die hoofgedagte by ons is nie, wow, wie is hierdie God wat ons hier ontmoet? Het ons eintlik die hoofpunt van Genesis 1 gemis. Want die hoofpunt is, dat God, wat hierdie dinge doen, roep ons om met hom te kom lewe, om in hom te kom rus. En hy kom wys wat se tipe God is hy, sodat ons graag by hom wil wees. Ok, kom ons gaan verder dan. Ek hoop nog 'n paar goedjies duideliker. Goed, so ek dink dit is belangrik dat ons die twee hoofdelings kan sien, die onderskeid tussen dag 1 tot 3 en dan dag 4 tot 6. Goed? Die een maak die skeiding, die volgende een gee die invulling van dit wat God geskei het. Dag 4 tot 6. Goed. Met dan natuurlik aan die einde van dag 6 nie die nagedagte nie, maar 'n baie spesiale gedagte van God, om eintlik al sy teenwoordigheid in die skepping voor te berei, skep hy die mens. En ek sê dit baie doelbewus so. God, kom ek herhaal wat ek probeer sê, God berei die Sabbatdag voor, waarin hy sy intrek in die skepping neem, berei hy voor, deur die mens te maak. Want, wat het by al die ander volkere rondom Israel gebeur, wanneer daar heiligdomme gebou is? Nou het hierdie mense besluit, hulle gaan 'n heiligdom bou. Dit is opvallend, wie is die een wat hierdie heiligdom bou in die boek van Israel? God self neem die inisiatief. God is die een wat die inisiatief neem. By al die ander volkere rondom Israel, in die hele ou nabye ooste, by al daardie volke, word die inisiatief geneem deur die mens. Goed, en dan bou hulle hierdie wonderlike tempels, soos wat ons later ook weer gaan sien nog in Genesis 11, by die bou van Babel met sy toren. Hulle gaan bou hulle eie stad, die stad van die mens, en as hulle hierdie tempel klaar gebou het hulle verskillende maniere gehad, waarop hulle die God nou in hierdie tempel wil laat kom bly het. Kan julle onthou, watter maniere doen hulle dit? Veral. Ja, natuurlik. Hulle, of het van hout was, of het van klip was, of het van goud was, of het uit 'n edelgesteente was, op watter manier ook al. Die manier waarop hierdie God vir hulle teenwoordig is dat hulle 'n beeld van hom daar kom sit. En nou is hy, wat hulle betref, daar. Hulle het hom nou, God is now on tap, as ek dit maar so kan sê. Jakobus, jy verstaan wat ek daarmee bedoel. God is on tap vir die heidene. Ek verstaan hoe die ontdek nie ek kom van die Vrystaat. Ja, ekskuus, hy kom uit die Vrystaat. Hy was nie in die kroeg nie. Hy was nie in die kroeg nie. As jy sê iets is on tap in Engels, Beskikbaar. dis beskikbaar. God is beskikbaar. As jy die kraan oopdraai, is hy daar. Né? Of daai, as jy daai bier, ekskuus toe, op aanvraag. Daar's hy, dankie. Dis 'n baie, daar's 'n mooi Afrikaans. God is beskikbaar op aanvraag. So, as jy sy beeld daar het, dan sê hy beskikbaar. Hy moet dit maar weet. Jy het hom vasgevang. Nou, mense, kyk hierdie geweldige kontras in Genesis. As God op die 6de dag kom, uit hierdie hele heiligdom gemaak. Nou wil hy wel 'n voorbereiding maak vir sy teenwoordigheid daar. Want sy teenwoordigheid gaan wel
op 'n heel besondere manier wees. En dit is van die begin af God se bedoeling, dat God by die mens teenwoordig gaan wees, in watter vorm? In die vorm van? Ja, dit gaan rus wees, maar as 'n mens, dankie. Sy seun spesifiek, né? Ja, want dit is, kyk, dis wat die Nuwe Testament dan laat sien, wat God van die begin af, Christus is daarom ook, dink maar Kolossense 1 vers 15, Christus is die beeld van God, hy is nou die beeld, waardeur God by ons teenwoordig is, maar, heel belangrik, en dit moet die mens weet, voordat God sy intrek neem, plaas hy die mens daar, want God het 'n behaag in die mens. Na sy beeld. Ja wel, dis wat hy doen, hy maak die mens sy beeld. En baie belangrik mense, en die geskiedenis van die filosofie, as ek kyk na ons twee filosowe hier, julle sal weet vanuit die geskiedenis van die filosofie, daar is vreeslik gefilosofeer, oor wat beteken dit nou, dat die mens beeld van God is. En dit is 'n tragiese verhaal, want daar sit meer filosofie as teologie in, ongelukkig. Die mens as beeld van God is baie eenvoudig. God se verteenwoordiger. Jy is daar, sodat as daar na jou gekyk word, daar gesê word, God is hier teenwoordig. Dink baie mooi daaroor na. Ken julle die bekende skildery van uit die 16de eeu van Johannes die Doper wat so na Jesus wys op die kruis, en die skildery se naam is Ecce Homo. Kyk, die mens. En wys hy na Jesus aan die kruis. Daar's die mens. God geopenbaar in die vlees. Mense dink daaraan dat God se bedoeling van Genesis 1 af. Dis nie die sondeval wat dit noodsaaklik gemaak het nie. Dit was God se intensie van die begin af, van dag 6 af. Ek wou nou sê van dag 1 af, toe besef ek dit maak 'n fout. Van dag 6 af was dit God se intensie om by die mens teenwoordig te wees in die vorm van in en deur 'n mens. Dit lei uiteindelik daarom ook tot die menswording van die Seun van God, tot die inkarnasie. En daardeur kom God se skepping, gaan lees nou maar weer vir Paulus, nou kom God se hele skepping tot vervulling, wanneer God mens word, en dan kom God, en deurdat hy die skepping vervul, in dieselfde aksie, neem hy dus ook weg die sonde, wat die mens intussen in die skepping toegelaat het. Met ander woorde, hy kom neem ook ons skuld, ons ellende van ons af weg. Maar wat kom doen hy met die mens dan ook? Dink maar wat ons gedoen het uit Hebreërs. Hoekom is dit belangrik dat Jesus opgevaar het na die hemel as mens? Kom maar mense, dit het ons toch uit Hebreërs glashelder geleer. Daar is mens vir ons mense plek daar. Want dit is ons plek, dis die plek van die mens. Waar is die plek van die mens? Die troon van God. Mense, ons het mos nie vergeet wat ons uit Hebreërs gelees het nie. Dis die wesenlike van Christus, die mens wat opgevaar het na die hemel, die mens in God se teenwoordigheid, dat daar vir 'n mens gesê word, kom sit aan my regterhand, en die engele kyk met jaloesie. Want dit gaan oor die mens. Waarom op die dag wat Christus gebore word, waarom sing die engele in die velde rondom Bethlehem, eer aan God in die hoogste hemel, en vrede in God se skepping. Hoekom? God het 'n mens geword, want hy het in 'n mens behaag. God wil teenwoordig wees by die mens, in en deur 'n mens, en mense tot in alle ewigheid sal dit so wees. Want as ons God gaan sien, waarvan oom Chris net nou so terloops gepraat het, gaan ons God sien in die aangesig van sy seun wat mens geword het. Dis ons hele doel van ons bestaan, mense, en dit was van dag 6 af so. Van dag 6 af.
wil God as 'n mens op aarde sy teenwoordigheid duidelik maak. Daarom sê hy vir Adam en Eva, julle gaan my verteenwoordig. En dis nie die man, né? Dit was net die mans gewees, né? Die mans is 'n beeld van God. Vrouens nie heeltemal nie. Ekskuus, ek storm. Asseblief tog. Mans en vrouens volledig verteenwoordiger van God. Die man 'n bietjie meer? Ek lees dit nie in Genesis nie. Nie is amper nie. Mense, ek hoop julle hoor wat ek probeer sê, oor die aangrypendheid aan die feit dat God, voordat hy self sy intrek neem, die mens maak, en hy stel hom aan, en God sê vir hom, regeer nou oor hierdie diere. Kom ons lees dit, dat dit miskien maar net weer op ons inwerk. Genesis 1, God het gesê, vers 26, laat ons mense maak na ons beeld. Met ander woorde, ons gaan nou 'n beeld van ons maak. Ons gaan onsself nou sigbaar maak. Mense, daarom enige heiden, enige ateïs, wat na jou toe kom en sê, waar is God in hierdie wêreld? Wat behoort jy te doen? Jy kyk na my. Ek sou nie hier gewees het, as God nie hier teenwoordig is nie. Ek is sy verteenwoordiger. Geen wonder dat die Heiden dan sê, as God so lyk, dan sal ek nie belang nie. Yes, okay. En hy het 'n punt, maar daarom gaan ek ook saam met dit gaan ek dieselfde doen wat daai skildery doen, en ek gaan die vinger wys na die ware mens, want ek is nog nie soos wat ek moet wees nie. Maar dit maak nie my vandag as kind van die Here minder 'n verteenwoordiger van hom op aarde as eendag nie. Ek het ook nie daarvan ambassadeur. Daar's hy. Ek dink dit is 'n pragtige beeld. Ek is sy verteenwoordiger, ek is sy ambassadeur. So as jy met hom wil praat met my. As jy van hom wil weet, kom vind uit wat ek is. So as jy wil weet waar en hoe God in die skepping teenwoordig is, kom praat met die mens. Psalm 8, wat is die mens dat God hom gemaak het? Hy het hom van aan weinig minder as 'n hemelse wese. Party vertaal dit engele. Weinig minder as 'n hemelse wese gemaak. Ek gaan lees maar die res van Psalm 8. Dis 'n stuk verwondering oor God wat op 'n heel besondere manier teenwoordig wil wees. En God het die mens geskep na sy beeld. Ekskuus mense, dit laat my dink aan Romeine 8, 'n teksvers wat ons so verkeerd verstaan. As Paulus sê in Romeine 4, ons het almal gesondig want dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Waarin dink ons? Dan dink ons in terme van, so ons het nie een van ons het die 10 gebooie nagekom nie. Dis nie wat Paulus oor praat nie. In Romeine, die hele brief deur. Wat beteken dit? Dat die sonde wat oorkom moet word deur Jesus se menswording. Wat is daardie sonde wat oorkom moet word? Dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Wat is dit? Kom tekort aan die beeld van God wat ons moet wees. Presies. Ons doen nie meer wat ons moes doen nie. Ons is nie meer konings en koninginne nie. Ons is nie meer soos God nie. Dit laat my dink aan die beeld wat iemand gebruik het van wat jy nou sê van die beeld van God, wat ook gesê, 'n Mercedes wrak, is nog steeds 'n Mercedes. Maar hy is waarskynlik so oor dat iemand sal kan sê, hoor jy, hierdie is nie meer 'n Mercedes. Mense maar in 'n sin is hy dit nog. Presies. Daarom, die eenvoudigste gelowige wat verenig is met Christus. Mense, al sit jy hier en jy dink die minste van jouself. Jy dink, ag, wie's ek om in God se teenwoordigheid 'n plek te hê of om God se verteenwoordiger te wees. Al is jy die eenvoudigste gelowige soos wat ek ook maar is jy die draer van die heerlikheid van God. Hou op om negatief na
vir jouself te kyk. Dit is ongelukkig 'n aaklige gereformeerde erfenis wat ons het. Ons praat meer oor die sonde en die ellende waarin ons geval het as om te dink vanuit die perspektief, dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Wat het God ons gemaak? Draers van sy heerlikheid, wat herstel word in God wat weer 'n mens word, of God wat dan 'n mens word. En wat dit dan in vervulling laat gaan, wanneer hy terugkom. Dit waarna Hebreërs so reikhalsend na uitkyk. Romeine 8, die hele skepping kyk met reikhalsende verlange uit, met sigtinge waarna? Na die, kom aan, julle weet dit. Na die openbaarmaking van die kinders van God. So hierdie hele skepping roep uit. Dominee Nel, is ek reg? Die skepping roep uit. Ons wil die mens weer sien soos wat hy moet wees. En dis soos ons na Zuma gehoor het, Ramaphosa, as jy nou net kan. Ja. Maar Zuma was baie sleg. Ek bedoel, ons vergeet hoe sleg hy was. Dit was 'n super. As ons nou in 'n ramp leef, daai was 'n super ramp. Ja, ek bedoel, dit was en ons dit is net baie ding van die soek na 'n leier. Nou die hele skepping, En ons moet op hulle nie vertrou nie, maar hulle is almal net mense. Maar die hele Jesus is nie net 'n mens. die skepping roep dus asseblief, ons soek die mens weer op die troon. Dis waaroor dit gaan in Romeine. Ons leer, dikwels as die ouens daar kom, dan is hulle absoluut down and out. Hulle kan nie dieper val nie. Dan, eerste ding, jy sal dit leer luister. Jy het nie soos 'n vark gedra, maar jy is nog nie 'n vark nie. Ja. Dit was dan vir daai mense dikwels die keerpunt. Ek is nie 'n vark nie, al het ek nou soos 'n vark geleef in mense. Ek dink, ek praat nou eintlik met myself, ek weet soms net Ferguson sê ergens oor mense as jy teenoor sondaars optree, dat dit belangrik is dat jy ook aan hulle dink as dat hulle na die beeld van God gemaak is. Ja. Want dit help jou ook om die sondeval nie net te sien as daar's nie net veroordeling betrokke, daar's ook 'n tragedie aan. Ja. So mense wat absoluut weersinwekkend is, as jy dit onthou van die ding van die daar het ek amper sê, maar hier's 'n Mercedes wrak. Hy kan Dat moes hy gewees gewees het. herstelbaar, maar God kan hom herstel. Presies. Okay, hoe sien jy Zuma nou? Nee. Sorry, Hy is nog steeds besig om daai kan lyk dit vir my nog steeds die wrak verder te staan. Kyk nou net hoe skryf Paulus verder in Romeine 8, hy sê, want hy, dit is God, het hulle, dis ons, wat hy reeds tevore geken het. Beteken hy was reeds met ons besig, hy het ons geken, het hy ook vooruit bestem. Waarvoor het hy ons bestem? Dankie. Om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word. 'n terugverwysing na Genesis 1 vers 27. God het van die begin af ons bestem, hy het ons geken, hy het geweet wat hy maak op die 6de dag. Hy wil ons gelykvormig maak aan sy seun. Dit was God. Mense, ons leef nie met God se plan B nie. Die sondeval het God nie laat oorskuif van plan 1 na plan 2 toe nie. Kan ons hier mooi stil, het jy nog tyd? As julle tyd het, hierdie goed is vir my so belangrik. Wat jy nou hier sê is baie belangrik. Ek weet, maar ek wil nie. Afvraag oor die sonde oor. Ja, En daai twee gaan saam, né? Ja. Romeine 8 is 'n geboorteproses. yes. Dis Yes. die konteks van. Ja. Met ander woorde, God het nie geskep en toe kom daar 'n fout
Ja, En nou maak hy die fout, die paar foute soos Kadrikini. bietjie panel beating, né? En nou kom maak hy dit nou reg Ja. met die kruis, met die opstanding. Ja, mense, ons moet dit gaan oordink en ek sien, ek hoor dit ook by jou. Ek dink jy verstaan wat ek probeer sê. Maar mense nie sê ander verstaan nie, maar ek kan sien jy verstaan dit. En ek dink dis aangrypend, of ten minste wat Paulus sê, nie wat ek sê nie. Hy het ons bestem van die begin af om gelykvormig aan sy seun te wees. Die skepping smag daarna, mense. En wat doen ons intussen met die skepping? Ons breek die ding af. Van 'n heiligdom met ons 'n stuk skrap gaan maak. Van God se heiligdom. Terwyl ons hierdie skepping iets van moes gaan maak het ons dit verniel, en verniel ons dit vandag nog steeds. En ek weet ons kan oor die ekologie baie breed hieroor gaan praat, en dit is belangrik, maar dit is vir my belangriker op die oomblik, dat ons wel leer om onsself te sien, dat jy jouself sien vir wat God jou gemaak het. As God kom sit in sy heilige tempel, planeet aarde, kom sit hy vir jou neer, as sy verteenwoordiger. Meneer die bouer, mevrou die huisvrou, meneer die onderwyser, meneer die boekhouer, Politici ook. ek weet nie van politici nie, maar dit is wat, Van William Wilberforce. ja, Dis een van ons probleme, ons het die politiek oorgegee aan slegte ouens, en dan Ja. aanstel. presies. Ons moet 'n keer met mekaar daaroor praat. Ons sien, al hierdie goed kom los, as ons God se skepping verstaan vir wat dit is. Dan kom hier 'n klomp goeders los, mense, en dis wat in die tyd van die reformatie ook gebeur het. Hulle het die geloof van vooraf weer goed verstaan, bepaalde aspekte daarvan, en hulle het besef, maar hoorie, ons moet in hierdie skepping van God betrokke raak. Waarom het daar vanuit Genève 'n wêreldwye sendingaksie gevolg? Hulle het gesê, die boodskap moet uitgaan. In die tyd van Calvin word die grootste gedeelte van Frankryk geëvangeliseer, oortrek met klein gereformeerde gemeentetjies, wat deur predikante bedien word, wat opgelei is deur Calvin in Genève, in Switserland. Want dit het hom so aangegryp, hierdie visie, van wat God met die mens wil doen, dat die wêreld dit moet hoor. Hoekom bedryf ons nie meer sending nie? Hoekom fladder ons so rond daarmee? Dat is nie meer reg en verkeerd nie. Dit ook, En né? hy het Daai belang gestel in die munisipaliteit, nie? Hy het letterlik belang gestel in die, ek kan nie onthou nou by die waterstelsel was of wat nie, so, daar is ons antwoord, Calvin was nie teen politiek. absoluut Hy nie. was teen verkeerde politiek. Presies. Nee, as daar iemand is wat polities in die samelewing betrokke was dit Calvin. Absoluut. So, mense, ek kon glad nie my bladsy volg nie, so ek is nou so deur mekaar, soos 'n hoender op 'n warm dag, op 'n warm plaas. Want ek weet nie meer waar ek is, maar ek hoop ek kan ietsie gevolg het, van wat ek vanaand probeer sê, en ons is klaar in 3 minute oor ons tyd. Kan ek nog so 10 minute aangaan? Asseblief, want... Ok, ons het gekom met die onderskeid tussen die eerste 3, Terwyl jy soek, ek wil net sê, Genesis 1 vers 16 tot 28, hy het man en vrouwelijk geskapen, maar hy het hulle verskillende rolle gegee. Die een is nie minderwaardig, ander meerderwaardig nie, maar die twee saam sal mekaar aanvul. En dit kom ook uit in 2 vers 18. Ek sal vir hom hulp maak wat by hom pas. En dit is hoekom 'n nuwe huwelik normale ding is tussen twee mense wat voel hulle vul mekaar aan. Hulle twee saam eintlik weerkaats die volle beeld van God. Dankie. Ons gaan inderdaad in Genesis 2 gaan ons lekker nog weer dan. Ja, maar kyk, dan kom die verskillende take ook van man en vrou. Net wat daaroor hoekom ek wou dit nou sê. Dis hoekom Moses die man en vrou as beeld in Genesis 1 al plaas, nee, want dit is alles goed.
Ja. So daai onderskeiding tussen man en vrou is 'n goeie onderskeiding. Hy kom na Genesis 2 kom met die sonde en die intriges, nê, want die skepping van die geslag is goed. Soos baie ander goed wat hy gedoen het. Dis goed. As ek nou iets sê, dan gaan ek weer op jou spoor afvat. Nee, ek het nou my spoor weer gekry. Ek staan nou stewig. Ek het dit 100% so. Maar dan kom hulle 'n bietjie later, nie veel verder nie. Die besnydenis vir die mans. Nou waarom? Nou staan die vrou, Sarah asseblief, ons besny mans. Nee. En dis die stam. Nee, wow. Ek dink, jy weet hoe voorplanting werk, né? Met mannetjie wyfie? Ja. Jy weet nog hoe dit werk. Jy kan onthou. Jy moet hom asseblief herinner hom vanaand. Vat hom vanaand badkamer toe, né? Ek weet nie hoe lank terug julle laas saam gestort het nie, maar doen dit 'n keer weer. Spring saam met hom onder die stort. Dan sê ons vir mekaar, want dis wat onthou net, dit is wat moeder Sarah met vader Abraham gedoen het. Vader Abraham en moeder Sarah het 'n keer saam onder die douche gaan spring, onder die stort gaan spring. En dan sê Sarah, maar wat gaan hier aan, vader Abraham? Dis mos nie hoe jy gebore is nie. Hier is 'n teken vir jou. Is dit wat sy vir hom gesê het? Ek weet ek fantaseer nou 'n bietjie, maar werk saam. Ja, dis vir altyd. Presies. Die vrou is nie uitgesluit nie. As vader Abraham naderkom en sy vra vir hom, "Pappa, wat wil jy nou doen? Kyk daarso, wat sê daai teken?" Eintlik moes die hele ding afgesny gewees het. Maar God het gesê, "Weet jy wat? Ek gaan die nageslag gee, nie jy nie." So as hy naderkom en sy sê vir hom, "Pappa," dan sê God vir albei, want dis waar die besnydenis ingestel is. Die besnydenis is ingestel toe God vir Abraham sê, "Ek gaan jou soveel maak soos die sterre van die hemel. Ek gaan dit doen." So elke keer as jy by jou vrou kom en sy sien jou en jy kom by haar, gaan julle mekaar daarin herinner, dit gaan nie uit ons uitkom nie. God gaan dit gee. God gaan ons soveel maak soos die sterre aan die hemel. So die teken moet vir die vrou Net soveel soos vir die man. Dat dit aan die liggaam van die man gemaak was, is eintlik irrelevant, want is net so relevant vir die vrou. Dit het te doen met die voortplanting. Dus God kom sê eintlik vir Abraham, hoor hierso, onthou, waarvan is die besnydenis? By die Zulus en by die Xhosas 'n teken. Kom ons. Wat 'n volwassenheid? Manlike volwassenheid. Met ander woorde, as jy 16 jaar oud raak, kan jy 'n kind maak staan. Né? So, 'n teken daarvan dat jy 'n kind kan maak staan is, jy gaan nou besny word en dan kan hulle ook, en dan doen hulle dit ook. Dan gaan maak hulle meisie swanger. Dis wat gebeur in daai kulture. Want hulle moet hulle vrugbaarheid bewys. En die meisies ook. Daarom is hulle gewillig. Hulle is nie altyd, hulle word nie voorkinders. Ja, jy moet 'n voorkind hê om te wys jy kan. So met ander woorde, al die goeders mense by die heidene is tekens van ons eie krag. God wil met die besnydenis. Mense, ek weet dit kan vir ons ongemaklik wees. Ek is jammer dat ek haar nou ongemaklik, maar ek wil hê ons moet verstaan, anders waaroor praat ons? Die besnydenis wil sê vir Abraham en Sarah as hulle by mekaar kom, God gaan 'n nageslag maak, nie ek en jy nie. Want dit het nie meer met Sarah, en dit het sy geweet, gegaan volgens die reël van die vroutjies nie. Goed. Abraham is eintlik ook impotent. Figuurlik deur die besnydenis. Maar die wat ook ander wat besny is, dit is die verbond wat dan met Abraham en Sarah, en daar sê God, ek sal die nageslag gee, maar vorentoe, nie die besnydenis het jy nie onvrugbaar gemaak. Nee, natuurlik nie. Vir almal wat verlies. Maar dit was vir almal 'n teken
of jy vrugbaar of onvrugbaar was. Die feit dat dit by Abraham en Sarah so 'n spesiale rol gespeel het, is dat hy die vader van die gelowiges is. Maar daarna was daar vrugbaar en onvrugbaar besny. Maar altyd moes Israel geweet het, God gaan die nageslag gee. Jy verstaan dit? En mense, dit is wesenlik, anders waarvan praat ons, as ons praat van die besnydenis? Dis waaroor dit gaan. Gaan lees weer Genesis 17. Die besnydenis word nie in Genesis 12 ingestel nie. Maar in Genesis Die hele Ou Testament is mans gedomineer. Dis net 'n kultuurding wat so was. Ek wil sê hulle was nie so gedomineerd. Nee, presies. Hulle was nie so dominant. Ons lees presies. Die mans het hulle Presies. rol uitgevoer. Yes. Hulle rol, hulle het 'n verteenwoordigingsrol. Yes. Maar daai ding dat die Ou Testament, kom ek maak 'n stelling, as julle of julle verstaan, dis nie net dat ek nou probeer mooi gereformeerd korrek is. Die Ou Testament is baie meer vrouvriendelik as wat in ons kultuur gemaak word. In ons kultuur word dit gemaak. Dieselfde, die hele ding van God, wat so harde God is in die Ou Testament. Dit is Absoluut nie waar nie. Dit is, gaan lees 'n bietjie daai verhale. Presies. Gaan lees 'n bietjie God se geduld met die volk. Gaan lees daai goed. So, ons het 'n wanvoorstelling oor die harde God van die Ou Testament. En dit kom uit die liberalisme uit. Ja. Wat vir 'n lang ruk daai ding, en dan wil hulle sê, maar liewe Jesus het nou gekom en nou het hy vir ons, dis nou 'n nuwe evangelie, dis nou, hier sien ons nou, God het eintlik tot bekering gekom. Ekskuus om dit nou Ja. so te sê, maar dis waar dit Ja. neerkom. Dat is eintlik God het nou sy fout ontdek. Hy was so hard met die mense. En nou in die Nuwe Testament, nou sy mooi saggies met die mense. Is nie so. En die Ou Testament wys vir ons God in sy liefde en sy geduld en ek het van daai geduld my mond aan partykeer oop as ek van hierdie goed weer gaan lees en die eerste draai wil van verwagting om te sien, is dit so. Hier staan dit in die eerste boek van die Bybel, jy het dit nou nie klaar gelees maar jy het dit gesien. Manlik en vroulik het hulle geskep. Die feministe wil nie daar sien staan. En dat sy ook die beelddraer is van God as vrou. En sy word as 'n heerser aangestel. Ek verstaan dit alles. Ek weet, ek verstaan. Al die dinge en die rigters, al die stamme word met die manlike naam genoem. Daar's hier en daar uitsondering as 'n vrou se naam in die Bybel staan. Maar kan ek Daar was 'n hele kultuur van kan ek daai ding net verder vat? Ja. Die probleem is nie die oudste, as jy wat hy nou sê van liberalisme, as jy eerlik gaan kyk, is daai selfde probleem in die Nuwe Testament. Maar dis ook hoe die boeke geskryf is daai tyd. Want daar's 'n duidelike onderskeid tussen 'n man en 'n vrou. En die Here maak daai onderskeid. En wat die mens, die humanis gaan doen, is hy probeer daai onderskeid wegneem. Dit is sy hele doel, is hy wil weg. Maar selfs Paulus in die Nuwe Testament sê, Ja. vrouens moet in die samegestel stil bly. Korrek. So by die huis word 'n man se vrou. So dis nie 'n Ou Testament, dis nie 'n Ou Testament nie. Ja, maar die hele Bybel is vol daarvan. Ja, ek wil net duidelik Dis nie dis die sekulêre wêreld wat geskep het. Die Bybel skep daai hele en ek sien dit nie so nie, maar as jy dit lees, dan kan jy nie alles as onduidelik aanvaar as dit is hoe Dat dit so, dat daar baie foute is inderdaad, want die Bybel steek nie die mense van God se foute weg nie. Absoluut nie. Daar is dus baie misbruik. Dink maar byvoorbeeld aan die verkrachting van, was daai vroutjie wat in die rigters heel vroeg, Dina, heel vroeg al, hoe sy misbruik word. Dit is aaklig. Dink aan Dawid. Hoe hy, die Bybel steek dit nie weg nie, dat daar die sondes daar plaasgevind het, maar nêrens maak God dit norm nie. En ongelukkig wat ons doen is ons sê, maar die Bybel vertel die verhaal, dan kondoneer die Bybel dit. Nee. Die Bybel sê dis nie, die feit dat Dina verkragt is, was dus goed nie. Absoluut nie. Dat dit gebeur het,
is juis die tragiek. Ek dink ons moet juis daai verhale weer gaan lees en sien hoe God dit inskakel uiteindelik by sy verlossingswerk. En dit is jammer ek vat julle op die vuis. Nee, dit is Maar dit is baie belangrik. Salomo. Ja. En jy kan dit maar gaan haal. Nog. Daar was geen verhaal in die Bybel van 'n vrou wat 10 mans gehad het. Ja. So ergens is daar 'n Bybelse fondament vir die denke wat ons ooghou. Ek dink die antwoord, jy moet mooi dink oor wat ek net nou gesê het. Het verskillende rolle, maar die man het 'n leidende rol. Maar kom ons lees nou net hierso wat staan in Genesis 2. En toe het God die Here het die mens Adam alleen in die tuin aangestel om dit te bewerk en te versorg. Die ander dan sê te bewaak. Maar toe het God gesê, jy is vry om van enige boom in die tuin te eet, behalwe aan die boom van alle kennis. As jy daarvan eet, sal jy sterf. So wat het Adam gedoen met die sondeval? Hy het sy leidende rol, beskermende rol, bewerkende rol, het hy laat vaar. En Eva het oorgeneem. Sy het gesê, kom ons gaan eet. En dis die probleem. 'n Toksiese manlikheid is 'n Engels woord is 'n aberration van God se doel met die man. Hy is bedoel om te bewaak, te versorg. Eva is die een wat Adam kan maar so goed waar wees as hy wil. Hy kon alleen nie 'n nageslag maak nie. Anders hy kon nie God se skepingsopdrag uitvoer alleen. So daai twee rolle moet ons maar aanvaar, maar hulle is ewewaardig omdat albei van God gegee is. Nee, ek koop dit heeltemal, maar geskiedkundig is dit nie so gedokumenteer nie. Omdat al die stamme het aangaan. Die sondeval het hele skuld bederf. Ja, daar het 'n klomp ellende gekom na Genesis 3. En die Bybel, weer eens, is nie skaam om dit vir ons te vertel nie. Daar is 'n stuk verleentheid daarbey. Maar ons moet regtig net altyd wel die onderskeid maak tussen wat het God dus gekondoneer, met ander woorde wat was goed, en wat was gewoon kenmerkend van deel van die lewe van die volk van die Here. Net soos wat ons vandag kry as gemeentes. Daar's binne ons as gemeentelike lewens daar soms gruwelike goed wat gebeur. Sê ons dit is reg? Nee. Maar God stap 'n weg met mense. Jammer dat ek nou so gespreek trek hoor. Maar is dit ook, soos ons sê nou die twee man van hulle wat genoem word in die Bybel of die volgens nie, maar dit is juist as gevolg van hulle dat die man is die leider. Ook hoekom kan die vrou die man staan? So as ons dan nou die van in die naam opneem, is dit die man se van. En wat opneem wat in sy naam is. So ek dink nie dat iets fout dat die man se naam opneem nie, want ons sê dan nou, die man is die leier. So ek dink sodra ander dinge se punt is, sodra die vrou dit probeer oor hom plaas, wat dan is skeef word. En in die huwelik ook. As jy, ek dink as 'n vrou die elke keer jou man gaan probeer onderdruk wat ons heeltemal capable is, en ons weet dit, dan kan jou huwelik nie suksesvol wees nie. Dit is juist bedoel dat jy besluit, dat ek kan nie oor voel nie. En is dieselfde met die man het fisies krag vir 'n vrou. Soos as 'n man jou raak seer maak kan hy, maar hy besluit hy gaan nie sy fisiese krag gebruik nie, en ek besluit ek gaan my influential krag gebruik nie, en dis kan ons langs mekaar staan. En ek dink so ek sê nie dat iets fout daarmee dat daar meer man as vrou genoem word nie. Ek dink nou die dag by die kamp ook die oom Gerard gesê van hoekom gaan ons nie meer evangelisasie met die vrouens in plaas van die mans nie, dan die vrouens die ook meeste optredings aan. En ek het gedink, ja nee, dit is 'n goeie punt en is juist wat ek van
dit is nie noodwendig, ek dink ook nie die ding van dat die vrou nie altyd genoem word nie, is ook iets wat soos met feminisme word, want jy wil graag gehoor word, jy wil ook gesien word, jy wil ook, en dit is juist waar die vrou moet besluit, eintlik is dit nie gewoon belangrik om gewoon gesien te word nie altyd geprys te word vir waar my juist die ondersteuning wat help dat hy kan doen. Of so iets. Ek weet nie, dit is so Nee, ek het dit 100% so, maar ek het 'n trouensadvokaat gesê, want as jy die Bybel lees, dan is dit die hele tyd so. Ek dink tog ook, as mens regtig daarop let, dan word baie vroue genoem. Baie spesiaal, baie spesifiek gaan God, byvoorbeeld na Simson se ma toe. Ja. Jy sal Ja. Daar's baie vroue. Inderdaad, maar noem gou 12 stamme. Ek weet die man se naam word genoem, maar hy is dus die verteenwoordiger van die Nee, dis baie simptomaties van wat ek Ja, gesê seuns. Okay, maar kan ek ook sê die Israel word as 'n vrou voorgestel. Ja, Die 12 stamme word genoem, maar die volle Israel is die vrou. Ja. Die kerk is die vrou. Die bruid. Kerk is 'n bruid. Dis die kerk is die bruid. Ja. Jammer dat ek nou die hele ding moet Maar doen. net nie die laaste punt, Christus kom eintlik die hele oorheersing as jy toe van die man op sy kop sê. As hy as daai vrou na hom toe gebring word wat nou betrap is. Kyk, die man word nie gebring nie die vrou. Maar hy sê ek vind geen punt. Hy sê is almal weg. Hy sê wie sonder skuld is gewoon die eerste klip. En dan sê hy gaan jy ek vergeet jou. So hy kom en hy verander dit dan. Hy het ook met Magdalena, wat kom hy kom ook gesê ek kon dit geïgnoreer, nie dat hy sê nie, hy is God, maar hy was ook God, maar eintlik kom wys Christus vir ons hoe dit eintlik altyd bedoel was. Presies. Wat Eugenie sê is, wat Eugenie sê is, die Bybel sê vir ons hoe dit gebeur het. Anders sou hy al hierdie vreeslike dinge wat die volk gedoen het, dalk nie gesê het nie, maar dit, omdat dit daar staan, beteken nie dit is reg. As ek 'n voorbeeld, dankie, as ek 'n voorbeeld mag noem waar, kyk, dink nou byvoorbeeld aan die geslagsregisters, ook die geslagsregister van Jesus. As die geskiedenis van Jesus met ander woorde vertel word, gaan kyk 'n bietjie hoeveel vrouens kom daarin voor? Ja. Daar is ook nie 'n goeie man. Ekskuus tog daar so. Daar is ook nie 'n goeie man in die Christus. So en dit is die stil boodskap daar. Ja. En in sekere sin is dit weer, die mans moet soos die vrouens wees. In die verhouding met God moet die mans soos die vrouens wees. Ja. Kan net een ander ding noem, ekskuus ek weet jou nie. Nee, praat asseblief. Ek wil net sê dis vir my ook 'n baie interessante ding, ek wil nie ons nou daaroor praat nie, maar die ding God se verdraagsaamheid dat hy sekere goed toelaat. En een van die goed is byvoorbeeld dat die mans meer as een vrou het. Maar gaan kyk of die is by implikasie of uitdruklik. Dan moet een van daai vroue is, dat ek kan onthou. Waar iets oor gesê word, waar dit nie moeilikheid maak. So die Bybel is baie subtiel partykeer. Hy slaap mens nie oor die kop. Maar oomblik as daar twee is, dan is daar spanning. Van Salomo, ek bedoel, daar span daai ryk van hom. Daar span daai ryk van hom uit mekaar uit. Daarna, dit is Nou is dit op Jakob en 12 seuns daar. Ek nie moet al dogters nie. So dit is nou maar Ja, of ons moet die vraag begin vra wat my professor in dogmatiek vir ons gevra het. Ek weet nie of dit by julle ook so was nie, Pieter. Ons het toevallig by dieselfde universiteit gestudeer. My professor in dogmatiek het vir my gesê, hoekom noem ons nie God moeder en dan het sy haar dogter vir ons gestuur? Kom ons by daardie vraag uiteindelik uit. Hoekom kan Jesus nie maar God se dogter? Hoekom is God nie 'n vrou nie? Hoekom word na God in manlik? Hoekom is God Vader en nie moeder nie? So veel gefilosofeer en min Bybel gelees. So hierdie vraag wat jy vra, dink ek is wesenlik, is miskien nou net nie nou
die plek waar ons die antwoorde sal kan gee, want ons het nie die tyd daarvoor nie. Maar ek dink dit is 'n onderwerp wat ek dink ons gerus 'n keer behoorlik oor moet gaan praat. Mag ek nog nie af... Ekskuus, ja. Vraag van die enigste verhelliging is 'n verskil tussen sonde en onheiligheid. Wat is die verskil tussen sonde en immoreel is? As jy immoreel is dit sonde. Ek dink daar is nie 'n verskil nie. Dis dieselfde. Dis immoreel. Maar jy kan onrein wees sonder dat jy immoreel was. Ja. So jy kan aan 'n lijk geraak het in die Ou Testament. Dit is nie immoreel nie. Die verskil tussen onreinheid en onheiligheid gaan ons opkom. Ja, ek hoop dat ons 'n detail bietjie as ons by Levitikus dan, ek dink dis die regte plek waar 'n mens dit dan ook moet, want daar gaan dit juis oor, maar hoe kan en hoe mag jy in God se teenwoordigheid in sy tempel en in sy tabernakel kom? Dan word dit wat hier in Genesis 1 beskryf word in detail uitgewerk. Hoe kan ons lewe in God se teenwoordigheid? Mag ek dus nou net afsluit ons met Genesis 1, want ek wil graag volgende keer met Genesis 2 dan verder gaan. Al hierdie onderskeide wat gemaak word in Genesis 1 lei tot 'n finale onderskeid. En wat is die finale onderskeid wat gemaak word op die 7de dag? Die 7de dag maak ook weer 'n onderskeid. Naamlik wel, die onderskeid, ja, dit is die gevolg, maar hy maak 'n onderskeid tussen die eerste 6 dae en die 7de dag. Die 7de dag gaan heel anders wees. God rus van sy werk, dit beteken hy hou op daarmee. Dis 'n onderskeid wat God maak. Met ander woorde, God gaan nie maar op dieselfde manier net voort nie. God kom dan op hierdie dag en hy sê dan ook, God was op die 7de dag klaar met sy werk wat hy gedoen het. En hy het op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gedoen het. En God het die 7de dag geseën, hy het dit heilig verklaar. Nou mense, die woord heilig in die Bybel, se primêre betekenis beteken afgesonder, onderskei van. Afgesonder. So God kom en hy sê van hierdie 7de dag, dis heilig, dis anders as die ander dae. Vir God, maar ook vir die mens. Want op die dag het hy gerus van al sy werk en dit wat God geskep het, deur dit te maak. So wat gebeur dus nou eintlik? God kom nou, beteken nie op die 7de dag is God uit asem en sy tong sleep op sy voete en nou moet God 'n bietjie 'n breek vat. Dis nie wat rus beteken nie. Rus beteken hier, en ons sal dit, as ek die tyd gehad, as ek graag vanaand bewys, maar die Psalms wys dit vir ons byvoorbeeld baie duidelik. Die rus waarvan gepraat word is wanneer God sy intrek in sy tempel neem. Byna soos met die tabernakel. As die tabernakel klaar gebou is, Eksodus 40, wat gebeur? Dan kom rus God op die tabernakel. Dit beteken, die wolk van heerlikheid kom in die tabernakel. Hy kom, neem sy rus daarin. As ons die res van die Pentateeg gaan lees, dan sien ons dat daar die rus van die Shekinah, is die Hebreëse woord, van die wolkkolom, wat God se teenwoordigheid voorstel. God kom rus, dis letterlik daar. Hy neem sy intrek in die tempel, in die tabernakel. En is dan ook opvallend dat Eksodus 40 sê dan ook, dat wanneer God so sy intrek neem, kon die priesters nie in die tabernakel inkom nie. Hoekom nie? Want God het sy intrek geneem. Hulle kon toe nie eers daar inkom nie. Presies dieselfde gebeur by die inwyding van die tempel van Salomo. Gaan lees 2 Konings 7, is dit 2 Konings 7? Ek dink is 2 Konings 7. Dan gebeur presies dieselfde wanneer die tempel ingewy word. Dan kom hierdie wolk van God se heerlikheid en hy kom rus op die tempel. Hy trek in die tempel in. Presies. En dis wat die boek dan ook sê. Hy maak dit so vol en dan herhaal hy wat Eksodus 40 gesê het, en die priesters kon nie in die tempel inkom nie, want God was daar met sy teenwoordigheid. So sy teenwoordigheid was so groot, daar was nie eers plek vir mense nie. Daarna gaan natuurlik die diens in die tempel voort, maar God laat sien, ek kom hier in my skepping in.
En dis wat gebeur op die rusdag. God kom trek in sy skepping in. Hy is by die mens en daardeur bereik die skepping sy doel. Wat is die doel van die skepping? Woonplek van God, God by die mens, Immanuel, God by die mens. Dit was goed. En dit was goed. En mense nou, gaan lees gerus nou weer. Ek het die teks hier opgesit op die bladsye. Gaan lees gerus weer Openbaring 22, waar jy dieselfde beeld dan ook kry, waar daar ook nou pertinent gesê word, in die nuwe hemel en die nuwe aarde, sal daar nie meer 'n dag en 'n nag wees nie. So wat gaan daar wees op die nuwe aarde? 'n oneindige Sabbat. Dis eintlik wat gebeur alreeds in Genesis 1. Want wat is 'n duidelike verskil tussen dag 1 tot 6 en dag 7? Aan die einde van elke dag tot voor die 7de dag staan daar, en dit was aand en dit was môre, die soveelste dag. Kom ons met die 7de dag. Hoor ons niks. So wat sê God vir die 7de dag? God kom gee 'n ewige Sabbat. Wat die mens beduiwel daarna, wat die mens daarna verbreek, maar dan kom God weer en hy kom herstel sy Sabbat. En dan kom gee hy heilige Sabbatte deur heilige Sabbatfeesdae en dae en nuwe maane wat die volk die hele tyd herinner, maar ons moet in God se teenwoordigheid rus. Heel belangrik. Maar by die skepping, daar is nie 'n aand en 'n môre by die 7de dag nie. God se intensie was, nou is ek by die mens. Dis waarom die Genesis se skepping eindig. En want dis die doel van die skepping. Openbaring 21 en 22 laat sien hoe dit in vervulling gaan. En God was weer in sy skepping. God daal neer en hy kom vul die aarde sodat daar nie eers meer 'n tempel is nie. Want God is self die tempel. Hy kom vul sy hele skepping nou op so 'n manier met sy teenwoordigheid, dat God en die Lam is die tempel. En dan sê Openbaring 21, en daarom is daar ook nie meer dag of nag nie. Om die waarheid te sê, ons het dit al voorheen genoem, Openbaring sê vir ons, die see en alles wat skei, verloor. Want die skepping gaan nou in vervulling. Al daardie onderskeide wat God gemaak het, is nou verby. Dis die woord rus. Hy het gerus. Moet ons dit verstaan as dis klaar en volmaak. Ja, daar's dit. Eerder as God is gerus. Ja, dis wat dit betref moet ons inderdaad 'n baie beter vertaling gaan doen, inderdaad. My laaste woord is net 'n verwysing na ons, ek dink hier is ons katekismes pragtig, Sondag 38. Wat gebied God in die 4de gebod? Dat ons een van 7 dae heilig sal maak. Nie waar nie? Nee. Ons doen dit wel, maar dit is verkeerd. God wil eerstens dat die woordbediening en die godsdienstonderrig, daarbey bedoelende die Christelike skole, dis wat die intensie was van die katekismes, in stand gehou moet word. Dan oor die woordbediening moet voortgaan. Want in die woordbediening word God se rus aan ons bedien. Ook moet ek veral daarom op die rusdag ywerig met die gemeente van God saamkom. En dan sê die katekismes, en dit is Sondag. Nie waar nie? Wat nie? Hy sê dit nie. Of die 7de dag, nee, dis ook nie die 7de dag nie. Hy sê op die rusdag, watter dag dit dan ook sal wees. Ek dink die Christelike tradisie het 'n baie mooi tradisie, dat dit die eerste dag van die week is, want dit is die dag waarop die nuwe skepping begin het, bedoelende Christus se opstanding, dis op die Sondag, en daarom die vroeë Christen op die eerste dag van die week by mekaar gekom, en dit is baie mooi. Maar dit is nie 'n wet wat 'n voorskrif vir ons is nie. En verder, in die tweede plek sê ons katekismes pragtig, daarom, ten tweede moet ek elke dag van my hele lewe
van my bose werke rus, en die Here deur sy Gees in my laat werk, so begin ek die ewige Sabbat reeds nou in hierdie lewe. Is dit nie musiek nie? En dis waarmee Genesis se skepping eindig. Ons kan in hierdie skepping die ewige rus geniet. En daarom het die Here daai gebod gegee vir Israel, en daarom rus ons nou elke dag van die week van ons bose werk. En laat die Gees in ons werk om ons nie te maak. En dit gebeur Sondag, Maandag, Klein Saterdag, Vrydag, Saterdag, elke dag. Daar is ja. En daai rus kom na ons toe deur die verkondiging van die evangelie. Wil ons dus die 4de gebod gehoorsaam, mense? Honger, verlang na, veg vir goeie evangelie verkondiging. Dan gehoorsaam jy die 4de gebod. Mag ek vir jou vra vir ons te eindig met gebed, Jakobus? Asseblief. En ons dankie vir die goede. Ons dankie, Here, dat dit wat ons vernietig het, ja, dat ons dit nie kon regkry om dit te vernietig, en dat in die genade, in die bewarende genade, rein gesit, wat ons doen. Here, dat die dood, die oude Heer, ons Here Jesus Christus, die skepping herstel, en dat ons nou kan uitsien, na die openbaarmaking daarvan, van die wêreld. En ons vra die Here, leer ons genade, die verteenwoordigers te wees, Here, vir ons oude broer, eerstgebore, dat ons al meer en meer soos sy wil sal wees, en dat mense daarom ook as hulle ons sien, die goedheid kan raak sien, dat die ons loof nie, en ons bid, om met ons self en dan die koninkryk om die naam. Baie dankie vir almal se ongelooflike geduld. Hy het lank al opgehou, maar ek maak nie saak nie, hoor. Ja. Ek weet nie wanneer nie, maar ek het anders. Hy is nog bezig. O, is hy nog bezig?